Welkom by die Maak My 'n Miljonair potgooi. Op hierdie potgooi gesels ons met Maak My 'n Miljonair deelnemers as ook vorige jare se Maak My 'n Miljonair deelnemers om hulle stories, tips, tools, wenke, tegnieke beter te verstaan en sodoende dalk jou te inspireer om jou besigheid ook op hierdie manier te groei. Kom ons luister na die stories van hierdie jong, inspirerende entrepreneurs. Vandag hier op die Brandbank het ons vir Mienke Kriege. Ik denk ik is redelijk reg. Ik is blij is erbij, maar ik denk ik het gedaan. Ja! Jij 5 jaar. Mienke Kriege! Ik laat niet verwachten, nee. Ik heb rarig niet gedacht ik ga daar een plek rijden. Gaat het goed, Mienke? Ga goed, Albert. Hoe voel je Brandbank vandaag? Niet zo warm nie. Of moet ik zeggen warmer als met mijn uitdaging. Met jou uitdaging. Ja. Jy het al 'n paar brandbanke gefeis in jou lewe. Jy het Maak My 'n Miljonair brandbank gefeis in 2024 toe jy deelgeneem het. En iets waarop ek baie trots is dat jy het vroeër hierdie jaar Akademia Sakeplan kompetisie se brandbank gefeis. Ja. En daar het jy ook suksesvol gewees. Vertel ons daarvan. So, dit is Akademia se besigheidskompetisie en daar was 3 kategorieë, een vir besigheidsidees en dan een vir bestaande besighede en dan een vir studente wat nie in Akademia is nie, maar ek het in die reeds bestaande besigheid afdeling deelgeneem en ja, eerste gekom met hom. En gewen, En right? gewen. En jy's eerste jaar Akademia student. Ja. So jy het teen al die studente by Akademia gecompete wat bestaande besighede het Ja. en jy het gewen. Ja. Dit maak my baie trots want dit beteken ons coaching by Maak My 'n Miljonair is topgehalte dat jy kan instap by Akademia en skoonskip maak met jou besigheid. Ja, definitief. Ek moet sê Maak My Miljonair het rarig gehelp in die soos journey van daai die Afrikaans en Engels hierso. Sorry. Jy kan maar praat net soos wat jy wil. Wees gemaklik. Nee, ja. Sorry. Okay, so ek kan sê definitief dat Maak My Miljonair het gehelp in die kompetisie om vir my voorsprong te gee bo die ander studente. Ja, ek was baie trots. Ek het 'n post gemaak van Ja. waar jy gewen het en dis ek soos van Maak My 'n Miljonair alumni maak skoon skip by Akademia Sakeplan kompetisie. Ja, ek het hom gesien. Dit was cool. Dit was cool. Want jy weet obviously ek werk baie met hoërskool entrepreneurs en ek coach en ek mentor hulle en yes, hulle gaan dan in die wêreld in en hê groot sukses. Ek meen met al die potgoeie hoor jy net hierdie het sy besigheid nou so, daai doen nou dit, hierdie het hierdie besigheid gebou, hierdie employ nou, hierdie het nou 'n ander besigheid wat baie suksesvol is. So dis great om dit te sien. Maar as 'n ander instansie kom Ja. en hulle measure jou. Hulle vra jou vrae, hulle kyk na jou boeke, jy weet, die ander entrepreneurs kry sukses, maar dit word nie weer gemeasure in daai opsig nie. Waar hier het hulle gesê, kom ons measure hierdie entrepreneur. En hulle het jou gemeasure en gekyk na jou boeke, na jou besigheid en hulle het hulle stamp of approval gegee. En dis vir my cool om te sien dat jy het uitgegaan, jy het die ding gedoen en jy het die vrae mooi beantwoord in die judging session. Nou ja, Mienke, jy het in 2024 deelgeneem. Vertel ons hoe was Maak My 'n Miljonair vir jou? Vertel ons hoe was daai experience? Ja, Maak My Miljonair was regtig lekker. En lekker in die sin van om teen ander studente of kinders, hoërskool-entrepreneurs Ja, te kompeteer en ander besighede. Ek sal sê die besighede wat deeltyd te mekaar is, motiveer mekaar om vorentoe te gaan want jy moet nou ewe skielik beter doen as die ander persoon en ja, dit was regtig lekker en net die networking en soos om entrepreneurs te ontmoet wat groter en beter besighede het as jy en dan verder te gaan en hulle as jou mentors te hê. Dit was regtig 'n goeie experience gewees. jy praat baie van julle wat mekaar gemotiveer het
daai gemeenskap wat jy het. Ek weet ek het vroeër in die jaar met jou gepraat oor hierdie, want jy het na my toe gekom en gesê Albert, ons moet weer na my besigheid kyk. Ek kort bietjie raad hier en daar en een van my voorstelle was Mienke, onthou, verlede jaar het jy hierdie gemeenskap gehad van entrepreneurs wat mekaar jy weet motiveer en dryf en jy's in 'n gemeenskap van like-minded mense. Jy het nou gaan studeer, Ja. so jy's nou buite daardie gemeenskap waar jy was laas jaar. Hoe belangrik is dit vir jou nou as 'n entrepreneur om nog steeds so 'n tipe gemeenskap rondom jou te probeer bou van ander entrepreneurs wat saam met jou die pad stap? Dis regtig belangrik want ek voel jy moet mekaar motiveer om vorentoe te gaan. Jy kan nie dit regtig doen as jy net met vriende besig is wat nie besighede het want hulle vang nie waarmee jy besig is nie want hulle dink kyk YouTube deeldag na studies. En as hulle sê maar hoekom kan jy nie saam met ons uitgaan nie want ek's actually besig. So Ek pak vleis. ja, pak vleis. Ja. So ek sal sê dit is baie belangrik en ek dink nou actually daaraan om dalk soos 'n community te begin van jong entrepreneurs in akademia om mekaar te motiveer want ek sal sê een van my grootste frustrasies is dat daar nie baie studente is wat hulle eie besighede begin en as ek soos maar jy kan geld maak en nou sit jy net hier kom. So ja, dalk iets soos dit te begin sal 'n goeie idee wees. Ja, en jy kan baie geld maak. Ja, jy kan baie geld maak. As ons kyk na jou jaar van Maak My 'n Miljonair, het Ja. jy het baie geld gemaak. Ja, ek het baie geld gemaak. Wat ons gou deur dit. In die begin van Maak My 'n Miljonair toe jy ingeskryf het, het jy reeds 'n groot besigheid gehad. Ek meen jy het nie ingekom met 'n klein hobby nie. Jy het ingekom met 'n besigheid. Ja. Hoeveel het jy gemaak met daai besigheid per maand? Hoe het jou besigheid gelyk? Jy weet, wat so skaal was dit? Gee ons so 'n bietjie 'n prentjie van hoe jou besigheid gelyk het toe jy ingeskryf het vir Maak My 'n Miljonair en toe na die 8 maande se mentorskap program en die Maak My 'n Miljonair kompetisie, hoe het jou besigheid gelyk aan die einde van Maak My 'n Miljonair? Vat ons deur daai groei, daai prentjie. So in 2024 met Januarie se turnover was ek so op 5000 gewees 'n maand. En toe ek inskryf vir Maak My 'n Miljonair was ek so op 30000 of 25-30000 rand 'n maand. Kom ons pos net daar. Ja. R25000 en jy was matriek, Ja. né? Ja, ek was matriek. R25000 'n maand vir 'n matriekleerder. En dis toe jy ingeskryf het vir Maak My 'n Miljonair. Ja, dis hoe ek ingeskryf het. Dis al klaar baie impressive. Dis klaar baie suksesvol. Ja. Ek meen, my eerste salaris toe ek begin werk het as 'n bedryfsingenieur, na 4 jaar se studies en 'n ingenieursgraad, was 23000. Voor belasting. Right? En jy het R25000 ingebring in jou besigheid as 'n matriekleerder toe jy ingeskryf het vir Maak My 'n Miljonair. Dis baie impressive. Al klaar. Ja, en toe my wins was nie hoog nie. Kom ons sê dit net by. Ek dink ek het 3 tot 5% wins gehad. Of dalk tot 7, maar dit was vir my heeltemal te veel wins. En toe kom ek by jou en toe sê jy nee, ek stoot daai wins op. Stoot hom op. Maar soos ek die wins opgestoot het, het my besigheid ook gegroei en ek het meer bemarking gedoen en ek sal sê deur die jaar het ek toe nou gegroei en ek was 40000, 50000 en toe 60000 en ek dink my hoogste was R82000 vir die Maak My Miljonair kompetisie. In 1 maand. In 1 maand. Kan jy dit gou weer sê? Bietjie harder. So van 30000 het my besigheid gegroei en dit was 40000, 50000 en toe 60000 en toe in 1 maand het ek R82000 se turnover gedoen. Dis amazing. Vir 'n 19-jarige R82000 en jou profit margin het ook gegroei. Ja, my profit margin het ook gegroei. En ek kan sê soos hierdie maand het ek dit nog opgestoot. Die jaar het ons maar 'n bietjie uitdagings gehad oor back and close hier en verskaffers wat ek moes verander het, maar ek is dankbaar ek het deurgedruk en van verskaffers verander. En die maand stond ons weer op R60000 se turnover en dan Vrydag het ek 'n mark wat ek hopelik so 10000 se turnover gaan doen. Ja. So jy mik vir so R70000 hierdie maand. Ja. Dis amazing. Ek dink enigiemand wat hierdie podcast luister en hoor op 19 jaar oud het jy meer as R80000 in jou besigheid ingebring. Het geen verskoning nie. Nee, En jy verkoop vleis. ek verkoop vleis. Verduidelik, ek weet nie of almal jou journey gekyk het op Via TV laas jaar nie en die reeks gevolg het nie. Ek verstaan jou besigheid obviously baie goed. Vertel net vir my asof ek nie sou weet nie.
Presies, wat doen jy, hoe doen jy dit, hoe werk jou besigheid, Okay. dat ons net weet. Ja, so een keer 'n maand neem ek bestellings by kliënte op my WhatsApp groepe. En dan as jy wil bestel, kry jy 'n vorm wat jy invul en dan as die vorms by my kom, bietjie behind the scenes, as ek tel alles bymekaar, stuur dit vir my verskaffer en dan pak hulle die bokse sê net maar 1 kg mins 50 kg en dan 1 kg wors 50. Dit word reeds verpak, maar net bulk in hulle afdelings. En dan kom dit na my toe en dan as dit by my kom dan het ek die fakture gemaak en vir die kliënte gestuur en dan pak ek elkeen se bestelling volgens hulle faktuur. Ja. En kry almal 'n boksie vleis. Ja, en dan het ek 4 of 3 afleweringspunte op die oomblik. Rooi skrom met rand en dan walala waar jy jou vleis kan kom haal of jy kan R100 betaal vir huisaflewerings. En hoekom moet mense vleis by jou bestel en nie by die local butchery gaan koop nie? Wel, my vleis, jy weet waarvan dit afkom en soos jy weet, dit is actually goeie kwaliteit vleis. Ek raak naar as ek in die winkel rondstap en ek moet by die vleisafdeling gaan. So ja, die vleis lyk net beter versorg en dit is net beter, soos sertifikate is in plek en ja, jy weet, dis veilige vleis wat jy kan kry. So ja. Gesond in, gesond voel. Ja, definitief. Okay. En dan het ek nou hierdie jaar ook actually uitgebrei na volstruisvleis toe. En dis actually my gunsteling vleise. Ek sal dit bo beesteak eet. Dit is baie lekker. So ek doen volstruis, skaap, vark, hoender en dan beesvleis. Okay. Ja. En dis allerhande goeders. Ek weet ek het al oepsies by jou gekoop Ja. en steaks met goeders binne-in Ja, hy's en wors en sausaties en you name it. Ja. ek het by jou 'n steak gekoop wat binne-in kaas en mushroom sous gehad het. Ja. Ek weet nie wat noem jy dit nie. Wat is dit? Dit was 'n gevulde steak. Ek noem dit 'n gevulde steak. Ja. En ek het nie geweet dis 'n gevulde steak nie. Ek het hom sommer so gecheck. Ek sê ja, ek soek daai steak. Hy lyk lekker. Dis sit ek hom op die braai by die huis. En toe skielik begin hy baie vinnig brand. En ek verstaan nie hoekom nie, maar obviously want die vleisgedeelte is dun want hy's gevul. Ja. En ek sê van laat ek hom oopsny en kyk of hy al gaar is en toe ek hom oopsny toe loop al daai kaas en mushroom net soos uit oor die hele braai. Oh nee. Toe was ek heeltemal al kant gevang, maar ons het toe later by jou en jou familiehuis kom kuier en toe het jy en jou pa hulle vir my 'n ordentlike gevulde steak gemaak op die regte manier en dit was actually great. Ek het dit baie geniet. Dit was baie lekker. Maar dalk is dit nie 'n DIY ding nie. So jy moet weet hoe om hom te maak. Ja. Okay, awesome. So ek wil 'n bietjie met jou gesels. Jy het nou ons vertel van jou maak my 'n miljonair journey. Jy het ons vertel van jou besigheid. Jy het vertel jy het ingestap met 'n R25,000 'n maand besigheid. Jy het uitgestap met 'n R80,000 'n maand besigheid. En meeste van hierdie potgooi sessies waar ons praat is nou entrepreneurs wat sê okay, nou het ek gegaan na 100,000, nou het ek gegaan na 200,000 besigheid. Maar dis nie wat die average besigheidseienaar in Suid-Afrika experience nie. Die average besigheidseienaar in Suid-Afrika experience nie altyd net dit nie. Ja. Hulle gaan deur dit. Dit ja. En ek wat nou nog steeds close saam met jou werk en ek probeer my bes om 'n goeie mentor te wees nog steeds en jy weet vrae te antwoord, weet nou waardeur jy gegaan het in die laaste jaar. Ja. Ek meen dit was verskaffers wat jy moes verander. Ja. Dit was siektes wat die hele Suid-Afrika vol was wat vleis jy weet demand deur die dak gestoot het. Dit was pryse wat opgegaan het vanaf jou suppliers. Daar was baie challenges wat jy moes face. En ek wil bietjie met jou daaroor praat want meeste entrepreneurs in Suid-Afrika experience dit. Hulle gaan deur dit. En dis nie iets wat maklik is om te coach vir iemand nie. Want jy staan nie voor in 'n saal en sê, okay, hier is al die risikofaktore, dis hoe jy elkeen van hierdie moet handle nie. Hierdie is maar iets wat jy leer soos jy deur dit gaan. So, as jy okay is, kom ons praat bietjie daaroor. Wat het gebeur? Nou aan die einde van Maak My 'n Miljonair, staan jy op die verhoog, jy kry 'n prys, R80,000 'n maand besigheid, almal kyk vir jou. Dis 'n groot, jy weet, ding wat aangaan. Volgende jaar gaan daar 'n klomp goed fout. Nou kyk almal nog steeds na jou en sê
vat ons deur daai journey. Wat het gebeur? Hoe vat dit aan jou emosioneel? Hoe druk jy deur dit? Hoe hou jy moed? Ja, dis actually 'n interessante storie, maar dit begin Januarie. In oriëntering moet ek my vleisbesigheid hardloop. So daar was 'n uitdaging op sigself, want almal party en geniet die oriëntering en ek moet vleis gaan verpak. Maar dit was lekker. Maar my verskaffer het begin om pryse op te stoot elke maand en met dit bedoel ek soos 10% verhoog elke maand omtrent. En ja, ek verstaan dat back and closure 'n probleem was, maar dit was op so 'n punt dat hy nie met my gepraat het nie, hy het sy PA gestuur om met my te kom praat. En ek voel daai is onpersoonlik en jy kon die foon optel en my gebel het. En so Julie se kant toe besluit ek, okay, kom ons maak die besigheid toe. Dit was op die punt waar ek was letterlik. Ek onthou jy het my ge-WhatsApp daai tyd gesê, omdat ek weet nie meer of ek hierdie besigheid moet bedryf nie. Ek was letterlik op die punt van, hoekom doen ek dit nog? En net om konteks te gee daar, sê jy die rede vir dit was, jou supplier hou aan pryse opstoot, jy moet by extension ook jou pryse opstoot en dit beteken jou kliënte order minder. Wat het gebeur dat jy op die punt gekom het waar jy sê, ek weet nie of ek hierdie verder moet doen nie? Kliënte het minder georder, definitief omdat pryse opgegaan het. Oor back and closure, so pryse het opgegaan by sy kant, ek moes my pryse opstoot, ek het minder wins gemaak om vir die kliënte nog steeds te compensate, as ek so kan sê. So hulle het minder bestel ook, want dit het steeds opgegaan. En ja, ek het klagtes begin kry en ek was net soos moeg, ek was net moeg vir die besigheid. Ek was soos, ek wil nie meer verder gaan nie, want dit werk nie meer nie. En toe kom gesels ek met jou en toe is daar so 'n bietjie meer moed in die skoene. En toe het ek besighede begin soek, so ek het op internet gegaan en het gesê, daai tyd het ek nog hormoonvrye vleis gedoen, want dit was my visie en missie. Maar met die back and closure moes ek maar dit minder op dit fokus en meer fokus op turnover en net gesonde vleis aan mense te bied. Ek kan nie meer hormoonvry doen nie. Maar dis waar die volstruisvleis weer inkom, want dit lyk my is meer hormoonvry, so. Maar ek sal later daaroor uitbrei. So toe het ek 'n nuwe verskaffer begin soek, rondgebel en toe het ek daarom op een afgekom. Wat baie oulik is ook 'n ou wat in COVID opgewerk het en sy eie besigheid begin het. En omdat hy my ondersteun en wat ek doen, het hy vir my regtig 'n baie goeie prys gegee. Okay. Ja, en hy lewer af soos by Tix en by restaurante. So sy kwaliteit is regtig goed. Hy het 'n baie goeie kwaliteit. So ja, toe het ek hom begin kry en hom gaan sien en ja, toe turnover weer beter geraak. Daar is maar kliënte wat sê maar hierdie ou se vleis is nou nie lekker nie en daai en kliënte het altyd maar ietsie waaroor hulle kla. Maar daar zijn weer ander kliënte wat sê hulle like die vleis veel meer. So ja. Die realiteit is, jy kan nie altyd almal gelukkig hou nie. Presies. Ek sê altyd, party mense is koffiemense, party mense is teemense. Ja. Jy kan die beste tee in die wêreld maak. Jy kan dit invlieg van Japan af, waar 'n monk oor dit gebid het, en waar jy dit presies, jy weet, kloksgewys geroer het, en die teesakkie presies so lank in was, en die water het uit Mount Fiji uitgekom. Ek gaan dit nog steeds nie koop nie, want ek's 'n koffiemens. Ja. So jy kan die beste tee in die wêreld hê, en andersom ook. Ek kan 'n boon gaan haal uit die middel van die Columbia woud uit, en ek kan dit, jy weet, roast met 'n 50 miljoen rand masjien, en ek kan dit perfek extract met die druk en die water en alles, maar as jy nie 'n koffiemens is nie, gaan jy nie daarvan hou nie. Ja, presies. En ek dink baie beginner entrepreneurs dink dat almal moet van hulle produk hou en hulle moet aan almal kan verkoop. En dis nie die realiteit. So jy gaan nog steeds mense kry wat nie te bekommerd is om oor gesonde vleis te eet, wat organies is, wat jy weet vriendelik is vir jou liggaam. Hulle is okay daarmee om die random ramsteak te koop by die winkel. En daai maak jou differentiating factor van wie is jou kliënt en wie is nie jou kliënt nie. En dis okay. Dis okay. Ja. En ek sal sê nog 'n uitdaging regtig my jaar was studies, want ja, jy moet studies balanseer, maar jy moet ook jou besigheid laat hardloop en dit is daarvan wanneer doen jy wat?
Maar ek dink ek het daarom 'n balans later aan gevind waar ek baie dankbaar is. Veral tweede semester het makliker gegaan en ja, dit het beter gegaan. Ja, en sou jy sê die feit dat jy daai challenge aangepak het jou actually 'n beter mens gemaak? Want ek meen jy kon gesê het, hier is too much vir my. Ek gaan opt uit een van die opsies en ek gaan net fokus op studies of net op besigheid. Maar jy het nog steeds gesê dis moeilik, maar ek gaan uitfigure hoe om dit te doen. Dink jy dit het jou 'n sterker mens gemaak? Definitief, want ek voel jy kan nie net jou probleme eenkant sit, jy moet aanhou om dit te veg en soos ja, regtig dit te probeer doen. Jy kan nie net sê ag, sal later daai aanhande gee nie. Ja, en kyk waar is jy nou. Ek meen jy het deur hierdie dip gegaan, jy het die challenges geoorwin en jy het teruggebounce en nou is jy weer by 70-80 000 rand 'n maand. Ja. So jy het deur hierdie dip gegaan, deur hierdie seisoen gegaan, maar jy het teruggekom en jy is weer suksesvol. Definitief, ja. Nou Hoe voel dit? Baie lekker. Ek is bly ek het nie opgehou nie. Okay. Ja, en nou is ons besig om my website live te kry en dan hopelik gaan die wins en turnover en goed op. So, ja. Ek gaan jou nou 'n diep vraag vra. Ja. Sê vir my, hoekom, jy het nou gesê jy is bly jy het nie opgehou nie. Hoekom is jy bly jy het nie opgehou nie? Wat beteken hierdie besigheid vir jou en jou familie en jou community en jou drome of wat ook al jou motivering is agter dit? Hoekom is jy bly jy het nie opgegee toe jy at rock bottom was nie? Hoekom is jy bly jy het aangehou en deurgedruk? Ek sou definitief sê ek is bly ek het aangehou want die besigheid gaan my familie in die toekoms kan help. Soos ek hoop om eendag uit te sit en dan of weg te tree en dan mense aan te stel. En ja, mense wat aangestel word beteken mense gaan werk kry en dit gaan hulle weer help. Ek hou daarvan om mense te help. So die wins wat ek ook maak, hou ek daarvan om weg te gee van dit vir mense wat regtig swaar kry of ja, so ek is regtig dankbaar vir daai rede dat ek nog steeds kan aanhou en nog steeds kan geld weggee deur my besigheid. En 'n verskil maak so. Ek weet jy het 'n baie giving hart en jy's ook 'n baie geestelike persoon en ek dink wat mense mis is 'n besigheid is nie noodwendig jou identiteit nie. Dit is 'n vehicle om te doen wat jy gebore is om te doen op hierdie aarde. Jy het 'n purpose, jy het 'n rede hoekom jy hier is, jy het 'n taak wat jy moet vervul en jy kan jou besigheid gebruik as 'n vehicle om by daai taak uit te kom. Definitief, ja. En ek sê altyd connect jou besigheid aan daai droom. Daai mense wat jy wil help, as jy opgegee het op daai besigheid, het daai mense nog steeds gestaan en wag vir jou. Maar nou kon jy daar stop en help. Ja. Want jy het 'n besigheid wat dit befonds. Ja. Definitief. Ek sien dit altyd met die skole ook, dan dink ek dan face ek 'n moeilike probleem en soos nou in my siviele ingenieurswese besigheid het ek 'n massive probleem met staf en met jy weet CCMA en daai tipe ding. En toe dink ek, gaan ek nou hierdie fight of gaan ek net dit los? En toe dink ek by myself, nee, ek moet hierdie fight want ons 'n skool met 'n hoërskool-entrepreneur wat wag vir my om te kom. Ja. En ek gebruik hierdie geld wat ek maak uit my ingenieursfirma om maak my 'n miljonair te befonds. So as ek nie hierdie fight nie, gaan daai hoërskool-entrepreneur daar staan en wag vir my om sy skool te kom besoek en ek gaan nie pitch nie. So dit is belangrik om jou goal te connect so aan Ja, definitief. aan 'n emosionele anker. Nou ja, jy's nou weer terug op die bul, jy's suksesvol, jy's deur die dip. En maak my 'n miljonair jaar, coach ek obviously en mentor ek baie. Maar nou hierdie jaar het jy geleer uit ervaring uit. Jy het geleer uit experience uit en jy kan dit nou saam met die mentorskap wat jy gekry het. Jy het 10 ander boeke gelees, podcasts geluister. Ek weet nie of kyk jy baie content oor entrepreneurs online nie. Jy swat in die rigting. So jy het hierdie jaar baie geleer wat nog bykom by jou toolbox. Definitief. Is daar iets wat jy sou sê wat jy met hoërskool-entrepreneurs daar buite kan deel, wat jy sê hierdie is my nommer 1 les wat ek sal graag wil deel met julle,
sodat julle ook suksesvolle entrepreneurs kan wees? Ja, ek meen jy het nou jou eie resep van besigheid begin develop. Ja, Soos ek sê, maak my nie dat jy nou daai mentorskap gekry, maar nou het jy al die ander ingredients bygesit. So uit al jou experience en ervaring uit, wat sou jy sê, hierso is 'n les wat ek graag wil deel? ga ek eers moet dink. Maar ek sal definitief sê met my studie saam het ek baie vakke gehad wat ek nie regtig daar was baie studente wat negatief oor die vakke was. Oor soos kommunikasie byvoorbeeld, waar ek het actually geleer die jaar oor hoe belangrik kommunikasie was. Nie net in die vak nie, maar in jou besigheid ook. Soos as jy nie gaan kommunikeer met jou verskaffer of met wie ook al nie, gaan jou besigheid nie gebeur nie. En ja, net 'n simpel voorbeeld is soos jy kommunikeer nie oor geld wat jy laat gaan betaal nie, so die verskaffer dink jy gaan nie betaal nie, dan is daar sommer 'n konflik daaroor, want dit was nie nodig om konflik te gehad het oor dit nie. So ek sal definitief kommunikasie is een van die belangrikste goed wat jy kan gebruik in jou besigheid. En lesse wat jy moet leer. Dit klink stupid, maar dit is ongelukkig wat jou besigheid dryf. En hoe leer jy om beter te kommunikeer? Sou jy voorstel, skryf in vir redenaars, Nee. lees 'n boek oor kommunikasie? Hoe sal jy voorstel as jy nou sê kommunikasie is 'n belangrike les wat jy moet onder die knie kry? Hoe sal jy voorstel, oefen jy of leer jy daai kommunikasie? Ek het die vak gehad, so ek dink dit het my baie gehelp om dit te verstaan en selfs net te verstaan hoe lyfstaal actually ook kommunikasie oordra. So ek sal definitief sê boek oor kommunikasie sal goed wees. En dan ook dalk podcasts of 'n video te gaan kyk oor hoe kommunikasie werk en wat die lyfstaal is en ja, net gesigsuitdrukkings wat dit ook kommunikeer. Want baie keer gee jy gesiguitdrukking en wat iets kommunikeer, maar jy het nie eintlik dit bedoel nie. So ja, definitief. Dis die eerste keer wat 'n entrepreneur sê kommunikasie is Regtig? een van die belangrikste aspekte en ek hou daarvan. Nee, want ek's groot op kommunikasie. Ek meen ek weet nie of jy kan onthou nie, een van die goed wat ek in die werkswinkel altyd vir julle leer is ek skryf kat op die bord en dan sê ek wat experience jy as jy die woord sien, want almal het 'n ander prentjie en jy moet leer om daai prentjie reg te kommunikeer. So ek is groot op kommunikasie, so ek's bly jy dit actually genoem. Dis 'n baie belangrike skill in besigheid. Ja, en ek dink dit word baie maklik op sy gesit van ag, dis nie so nodig nie, maar ek voel as jy nie kommunikasie gaan hê nie, gaan jou besigheid nêrens heen gaan nie. Want kommunikasie met soos bemarking, jy moet bemark om kliënte te kry. Kommunikasie met verskaffers, kommunikasie met kliënte. Jy kan, you name it, dit gaan aan. Ja, almal met wie jy besigheid doen, moet jy mee kan kommunikeer. As jy kyk na jou manier van besigheid doen wat jy nou gedevelop het oor die laaste 2 jaar, is daar iets wat jy glo oor besigheid, wat jy implement in jou besigheid, wat ander mense sê, nee. Een of ander unpopular opinion, wat jy glo, wat ander mense sê, Ek sal definitief sê, ek dink die feit dat ek die besigheid doen op Sondag nie, ek kan dalk 'n unpopular idee wees, want baie besighede deesdae is net soos, ag, kom ons doen dit Sondag ook. En ek voel Sondag is daar om te rus vir jou as besigheidseienaar en as student. So ek doen ook glad nie leerwerk op Sondag nie. Al skryf ek maandag eksamen. So dit is maar net my ding wat ek geïmplementeer het om my te forceer om te rus. Want jy moet ook rus iewers as 'n besigheidseienaar. En daar's regtig party daar wat ek net soos ag, ek sal Sondag gou 'n paar invoices maak, maar dan forceer ek myself om te sê nee, jy gaan nie dit doen nie, jy gaan actually rus. En ook met die hele tyd te spandeer. So ja, dis 'n baie goeie unpopular opinion. Ja. Ja, want ek dink baie entrepreneurs kry hulle self dat ek het van 2012 tot 2016 het ek geen naweke ooit gevat nie. So vir daai 4 jaar in my lewe het ek elke dag gewerk vir 4 jaar lank, nie vakansie nie, nie naweke nie. en jy weet, daar is hierdie hustle culture op sosiale media wat sê, jy weet, werk 24/7, doen dit. So ek hou van hierdie unpopular opinion. Ja, en ek voel, jy moet iewers rus, so dit is 'n goeie tyd om te rus dan, en dit forceer jou om Saterdag aan die werk te doen. Want baie studente sal sê, ag, ons gaan nou party, ons sal Sondag leer, maar nee, ek moet actually Saterdag die werk doen, sodat ek Sondag kan rus, so, ja. Okay, ja, dis 'n goeie een.
Nou, sê vir my Minke, as jy nou kyk na jou Maak My 'n Miljonair journey, ons gaan terug na jou jaar toe wat jy deelgeneem het, is daar enige iets daarin wat in daai jaar gebeur het, waaroor jy nou nog lag, iets funny, iets buite die gewoon, iets wat 'n smile op jou gesig sit, 'n goeie memory, wat jy kan terugdink en dan kan onthou, dis wholesome. Dit was 'n goeie memory geweest. Dit kan enigiets wees, van die brandbank tot die uitdagings, tot die werkswinkels, tot jou interaksie met die ander entrepreneurs. Een memory wat jy net vir ewig sal met jou gaan vat in jou lewe. Ek dink toe ek op die brandbank sit en Lisa met die rooi hare vir daai oepsies. En sy soos, jy moet dit vat en dan moet jy val en dan sê jy, oepsie, koop een. Daai was baie snaaks geweest. Ja, die brandbank was vir my actually een van die lekkerste ervarings geweest. En ek sou sê, dit was nie vir my regtig warm nie. Ja, dit was vir my regtig, en die grappe wat opgemaak was fun. Dis ook 'n unpopular opinion, want wees nou te sê, die challenges is die beste op gala, maar ek hou daarvan dat jy gesê die brandbank is die beste. Ja, die brandbank was die beste. Want dit, dink ek, is waar meeste karakter gebou word. Was dit die eerste keer dat jy met jou besigheid voor 'n paneel moes sit, waar mense jou peper moet vra? Ja, definitief, met my besigheid saam. Ja. En wat het dit vir jou gedoen? Hier's 4 mense wat jou besigheid uitmekaar uittrek. Dit was bietjie nerve-wracking, maar ek sal sê dit was lekker en dit was 'n goeie ervaring, want ewe skielik word jy soos gebombardeer met vrae en jy moet op jou voete kan dink en kan sê X, Y en Z en dis hoe my besigheid is en dis wat my nommers is en ja, jy moet jou besigheid ken. En ek sal sê dit was definitief goed geweest, want dit het my ook gehelp weer met Akademia se kompetisie. Om daai kompetisie ook voor die panele te verskyn en nie regtig bang te wees nie, net vir hulle ook van my besigheid te vertel. En ek sal sê dit het my ook meer gerus gestel met kliënte te gaan praat en net op te staan vir my besigheid en as mense kla of iets en sê maar dis nie hoe dit is nie, dis X, Y en Z of dit is jy's verkeerd en ja. So. En bietjie jou besigheid van 'n buiteperspektief af te sien. Definitief. Uit ander entrepreneurs oë. Maar ek het actually 'n vraag vir jou. Okay. As ek mag vra. Ja. Hoe dink jy moet ek meer studente motiveer om besighede te begin? Want ek dink, en wat dink jy is die grootste probleem rondom studente wat nie hulle besighede begin nie? Gemaksone. Dis waar. Ek dink enigiemand wat nie 'n besigheid wil begin nie, is in 'n posisie waar hulle nie nodig het om 'n besigheid te begin nie. As jy dink aan meeste van die entrepreneurs wat ek ontmoet met Maak My 'n Miljonair, kom almal van 'n plek van need af. Almal kom uit 'n plek uit van iets wat hulle nie gehad het nie en dis nie altyd poverty nie. Soos jy weet, ek kom uit 'n posisie uit waar ons baie arm was. Ja. Jy weet, en daarom het ek hierdie dryf om besighede te bou en om wealth te create. Dis nie altyd die geval nie. Partykeer kom van hierdie entrepreneurs, is dit familietrauma, is dit community trauma, is dit a need to belong, is dit, en partykeer is dit poverty, en partykeer is dit, en wat ek opgelet het oor die laaste paar jaar van Maak My 'n Miljonair, is dat elkeen van die deelnemers van Maak My 'n Miljonair het iewers 'n internal dryf binne hulle. En dit kom van 'n plek af. Ja. En soos jy nou gesê het, een van jou goed wat jou dryf is om vir die mense in die gemeenskap te sorg. En dit kom van 'n plek af. Dalk het jy toe jy klein was deur die community gery en jy het gesien daar's iemand in daai prentjie sit nog steeds by jou kop en dit is hoekom jy 'n dryf het om daai persoon weer te gaan vind of mense soortgelyk na hulle te kyk. En ek weet nou nie waar, ek ken nou nie jou hele history, jou childhood history nie, maar elkeen van hierdie entrepreneurs het so 'n ding binne hulle. En partykeer is dit in 'n childhood memory, ander kere gebeur dit later in lewe, waar jy in 'n posisie is waar jy sê, ek moet iets doen. Ek moet bo die normaal gaan. Ek moet ekstra, want jy weet, ons praat met skoolpraatjies, ons het al 82 skole gepraat, met 93,000 leerders gepraat. So 93,000 leerders het dieselfde talk gehoor, dieselfde invite gekry. En 240 van hulle het gesê, ja. Dis is 'n baie lae persentasie, maar dit match omtrent met die persentasie van entrepreneurs in Suid-Afrika teenoor die general population. En ek dink dit als kom neer op
is daar 'n dryf, is Ja. daar 'n need. So as jy wil meer studente entrepreneurs maak, is daar een van twee opsies. Of jy moet al die studente vind wat 'n dryf en 'n need het Ja, en vir hulle 'n solution gee. okay. Of jy moet 'n dryf of 'n need create. Okay. En dit is bietjie wat ons doen met Maak My Miljonair ook. Ons staan daar op die verhoog en ons vertel ons storie. En ek sê, hoorie, vandag kan ek my pa se droomkar vir hom koop en ek het my ma se droomkar vir haar gekoop. En dan staan al leerders wat daar sit en hulle het nog nooit daaraan gedink om vir hulle ma of hulle pa 'n kar te koop nie. Maar nou dink hulle daaroor en dink, ek sal ook like om vir my ma 'n kar te kan koop en vir haar te kan sorg. Nou is daar nie. Ja, Nou is daar 'n rede vir 'n besigheid. ja, ja. So ek dink as jy kan communicate aan die ander studente, hier's wat jy doen met jou inkomste. Hier's wat jou besigheid jou ge-enable het om te doen. En ek weet jy gaan sê vir hulle, ja, maar jy kan baie geld maak. Ja, Hulle het ook nie baie geld nodig nie. Ja, Maar as dis jy waar. kan vir hulle sê, ek employ my boeties en my sissies, ek gee vir hulle purpose. Ek bou 'n familiebesigheid vir generasies, vir my kinders, vir my kleinkinders. Ek gee om aan my community. Dalk is al van die studente wat ook so 'n need het, Ja, wat hulle net definitief. nog nie weet nie. sal jy sê sakgeld speel 'n groot rol in die need wat gecreëer moet word? Want soos ek was nie sakgeld gegee as 'n kind nie. Ja, ek ook nie. En dis hoekom as jy wou geld gehad het, moes jy by markies gaan verkoop het. En dit was nou maar net hoe dit is. Sal jy sê ouers moet juis nie sakgeld vir kinders gee wat kan gee nie? Ek stem 100% met dit saam. Ek het nou eendag 'n talk gedoen by 'n ouer plek waar daar 'n klomp ouers is van kleuterskoolkinders. En toe sê ek die eerste ding wat jy moet doen is moet nie sakgeld gee nie. Ja. Want kom ons praat gou oor sakgeld, right? Sakgeld is 'n vorm van employment. Want hoe werk sakgeld? Jy kry dit een keer 'n maand, Ja. soos 'n paycheck. Daar's seker, nee, daar's sekere take wat jy moet voltooi deur die maand. Right? Dan kry jy 'n performance review aan die einde van die maand. Het jy jou take voltooi en dan word jy betaal. Ja. So jy leer eintlik vir jou kleuterskoolkind om gewoond te raak daaraan om 'n employee te wees. En jy was nou by Mos wêreldwyd. So dalk sal hierdie ook vreemd klink vir jou, maar tradisionele skole is ook so gebou dat hulle employment promote. En as jy daaroor dink, jy klok 8:00 in die oggend. Daar's 'n klok wat lui. Ja. Dan moet jy orders ontvang heeldag en jy moet daardie take uitvoer. Hulle noem dit letterlik 'n taak. So jy kry 'n taak wat jy moet uitvoer. Dan kry jy 'n lunch break. Ja. Hulle noem dit 'n pause. Dan werk jy weer, dan lui die klok weer wanneer jy kan huis toe gaan. Right, so daar's 'n inkloktyd, daar's 'n uitkloktyd, daar's 'n pause, daar's take wat vir jou gegee word deur 'n onderwyser wat maar soos 'n baas is. Daar's 'n onderwyser wat vir jou taak gee en jy moet dit execute. En as jy nie dit execute nie, kry jy 'n disciplinary hearing. Wat hulle net noem jy gaan kuier by die hoof. Maar by die CCMA en 'n besigheid noem jy dit disciplinary hearing. En dan aan die einde van die jaar kry jy 'n performance review. En as jy goed doen in jou performance review, word jy promote na 'n volgende graad toe. Net soos in 'n corporate word jy promote na die volgende vloer toe. So die hele ding is so om daai culture te bou. So ek sou sê sakgeld is die beginpunt daarvan. En in plaas van om te sê ek gee vir jou sakgeld per maand, maak 'n lysie op jou yskas en dis wat my pa en my gedoen het. Hy het gesê hierso is tasks wat jy kan doen wanneer as jy wil. En elkeen van hierdie tasks het 'n randwaarde aan dit gekoppel. So as jy skorrelgoed was, dan kry jy R1. As jy jou kamer skoon maak, kry jy R5. As jy die gras gaan sny, kry jy R10. En dan het hy vir my gesê, sien ek betaal jou R10 vir gras sny. Ja. Maar oom Henny kan dalk R30 betaal vir gras sny. Sleg. En oom Henny se gras lyk lank. So nou kweek jy entrepreneurskap, want nou moet jy gaan jobs soek. Ja. En die mense by die kerk het nie R5 betaal om hulle kamers skoon te maak nie. Hulle het R10 betaal per kamer. So ek het ander mense se huise se kamers gaan skoonmaak want ek kan meer geld kry vir dieselfde diens wat ek lewer. So kweek jy entrepreneurskap. So definitief, sakgeld is not a good idea. En jy het self ervaar want jy het ook nie sakgeld gekry nie. Ja. Wat moes jy doen
Ek weet ons het net baie gepraat oor 'n Ja. vleisbesigheid. Wat is van die goed wat jy moes doen om sakgeld vir jouself te verdien? Ons het glad nie sakgeld gekry nie. So my ouers was net soos jy moet taakies doen want jy bly en jy eet kos. So Okay, so dis jy word betaal in jou kos in jou kamer. ja. En dan met markies, ek het altyd sjokoladevormpies gemaak en dit verkoop vir geld. En dan ja, my ouers het altyd net maandeliks vir ons weggesit vir studies of so, maar hulle het nooit dit vir ons gegee nie. So ja, dit was maar net hoe ons groot geword het. Maar baie ook entrepreneurs en soos gaan verkoop suurlemoene of gaan verkoop spinasie vir geld. Ja. En dan waar het jy dit verkoop? By die mark, by die kerk, by die damesoggend. Ja, dit was baie keer soos by vriende van my ma wat sal kom kuier en sê ons het suurlemoene wat tannie koop. En dan wil die tannie nie eintlik nie, maar dan kyk jou ma vir haar en dan sê sy so, "Okay, ek sal wat jy 'n suurlemoen vat, bring maar." Ja, en dan soos by pikniks en kerkafsluitings, maar nooit by kerk self nie. My ouers hou nie daarvan as ons onder die kerk mense verkoop nie. Ek het aan die kerk mense rooipeperpille verkoop. Want daar was een wat kom praat het oor as jy rooipeper drink elke oggend, dan is dit gesond vir jou, Ja. cayennepeper Ja. en suurlemoensap of iets. Toe het ek leepille gaan kry, dit vol rooipeper gemaak en dit gesmous, ek dink 10 sent 'n pil daai tyd. Ja. En as jy nou terugdink daaraan, dis super illegal om pille te vul met goed Ja. en dan te verkoop. Maar ja, so leer jy maar en jy weet, so leer jy maar deur die journey. Ja, okay, ja. Sê vir my, jy is 'n baie groot voorbeeld vir jong dames daar buite wat sakevroue wil wees. Ja. Ek meen Mos is baie trots op jou en hulle post oral van jou. So daar's baie hoërskool en laerskool leerders wat opkyk na jou en kyk en sê, "Wow, hier is 'n entrepreneur waarna ons kan opkyk." Nou by Akademia het jy hulle besigheidskompetisie gewen. Ja. So daar's baie studente wat opkyk na jou en sê, "Daai is 'n sakevrou waarna ons kan opkyk." Voel jy 'n sense of responsibility en hoe voel dit om in daai posisie te wees waar jy nou 'n voorbeeld is vir ander van wat moontlik is? Ek sal definitief so sê ja, want selfs toe ek aan die besigheid wou toemaak, dit was half daai van ek gaan almal anders teleurstel en maar moet ek dit dan doen, moet ek dit nie doen nie. En ek dink die ding is as ek hom sou toemaak, sou ek teen 'n ander besigheid begin het wat ek van gehou het ook. Maar ek voel definitief daai sense of responsibility. Want daar is mense wat opkyk en wat half teleurgesteld gaan wees as jy nou ophou. En is daar 'n paar mense wat al reeds na jou toe gekom het en gesê het soos, "Leer my, sê vir my hoe om hierdie te doen." Of Ja. hulle kom en pitch 'n besigheidsidee, wat dink jy? Daar was, maar van die studente is nie regtig, ja, ek weet nie hoe om dit te beskryf nie. Ek voel baie keer kyk hulle neer op my, as meer as op. Ek weet nie hoekom nie, maar ja, ek kry meer die neerkyk gevoel as die opkyk gevoel. Hoekom sê jy dit sê? Ek weet nie hoekom nie, maar ja, Wel, gee dit 10 jaar. dalk. Soos baie van my vriende wat saam met my bedryfsingenieurswese geswat het, sien ek op Facebook, dan post hulle goed oor hulle is nie happy met hulle werk nie of hulle kan nie wag vir Vrydag nie want hulle sit in 'n cubicle en Ja, ons het vryheid om te definitief. kan leef, te kan sorg vir ander mense, te kan travel, te kan doen wat jy graag wil doen in die wêreld. So ek dink gee dit 10 jaar, ja. penny sal drop eventually. My vriende is daarom, daar was nou actually gisteraand wat my gekontak het en gevra het, maar soos hoe doen ek nou hierdie sertifikaat ding? Hoe werk hierdie, want ek dink hy wou wild begin verkoop. So hy het my nou gekontak en ek was soos, jy, iemand wat my vra. Maar daar vriendinne wat ook soos goed wil begin en ja. So ek sal sê die vriendinne rondom my, ek het daarom goeie vriende wat ook 'n dryf het. Ek like hoeveel joy jy uit dit uitkry. Soos jy nou gesê het, "Jy, wat vra jy? Julle posture en alles het verander. Jy kry baie joy uit dit uit." Ja. En ek dink dit is ook 'n aspek van dit wat dit die moeite werd maak. Om 'n trailblazer te wees en jy gaan en jy vat daai challenges aan waardeur jy gegaan het hierdie jaar. Ja. Maar nou het jy die kennis om te deel met ander. Ek dink dit gee 'n persoon baie joy. Ek meen dis hoekom ek smile elke dag want ek kan soms awesome hoërskoolentrepreneurs soos julle werk en saam met julle hierdie journey stap
en sien hoe julle besighede groei. So met dit gesê, wat is volgende vir Minke Kriege? Ja. Wat lê voor in die volgende 5 jaar? Wat kan ons verwag om te sien? So ek wil nou die website live kry. Dit is my eerste prioriteit vir die Desember vakansie. En dan ek wou 'n restaurant opsit, maar ons maar 'n bietjie komplikasies met soos werknemers wat steel en kos sertifikate ensovoorts. So ek is nog tussen 'n restaurant en net 'n winkeltjie of net uitbrei na meer areas toe. En dan bietjie meer te fokus op branding. Ek wil my branding ook ek dink sertifiseer, ek weet nie. En dan meer markte doen, soos wat ek nou Vrydag weer 'n mark het. Of wel môre. So ja. Ja, môre is Vrydag. Ja, môre is Vrydag. Okay, so meer van alles uitbrei. Is daar enige groot drome wat jy het, wat jy wil achieve, wil jy soos, ek weet nie, 'n strandhuis, 'n boot, 'n gebou, 'n community center, 'n kerk, is daar, jy weet, 'n wêreldtoer wat jy dalk wil doen, is daar sulke goeders wat ons gaan sien in die volgende 5 jaar wat jy wil achieve? 'n graad kry. 'n graad kry? Ja, definitief, maar ek spandeer nie regtig baie geld nie en ek weet nie hoe om daar te dink nie, maar ek het nou eendag gedink dalk om na Nieu-Seeland toe te gaan, bietjie te gaan kyk hoe hulle bees verwerking doen. Hulle is ook die grootste uitvoerders. So dit kan dalk 'n goeie educational experience wees. En 'n tax deductible. Ja. Ja. En dan wil ek graag 'n miljoen rand se omset na 2 miljoen of bereik. Want ek is nog steeds hier tussen 600,000 en 800,000. Veral nou met die jaar se back and close wat my uitdaging was. So ek hoop om volgende jaar 'n miljoen rand se turnover te doen. Ons sal maar sien met studies hoe dit gaan. Ja, ek weet jy gaan dit kan doen. Ja. En jy doen ook baie goed in jou studies, wat ook 'n goeie testimonie is. Ja. Jy kry onderskeidings en jy bedryf 'n besigheid en jy bemagtig mense. So nee, well done. Baie trots op jou. Jy hou die maak my 'n miljonair naam hoog daar buite in die besigheidgemeenskap. En dit is altyd lekker om met jou te gesels en dit was nou ook lekker om hier op die brandbank weer met jou te gesels. Het jy dit daarom geniet? Dit was lekker, dankie Albert.